Ja, hij is geconnecteerd aan die laptop. Toen ik het ontdekte, ik die dan met schijven, zodat hij nader is aan die camera en dan moet ik Jy moet hom net bietjie terugsit. net aan die 'n bietjie na jou toe. ja. Okay. Net so kyk. So sien. Dis perfek, ja. Kan met jou so doen. Ja, die aansluiting pastoor. Wat ek doen is nie meer. Ja, so kan nie my voor met optred om te kry bietjie. Ja, hy net weer sy met daai dalk nie dat die skyn was hy breek. En dan albei kan dit kry. Die auto net body moet wendig druk en miskien net nader aan die auto. Ekskuus, nog 'n bietjie. Nog 'n bietjie. Ek het vir jou gesien. Ja.
Hallo. 1 2 1 2. Wat sê? 1 2. Seker aansit. 1 2. Hallo, hallo, hallo. Môre, môre. 1 2 1 2. 1 2 1 2. Seker sonne daar. Sonne. Okay. 1 2 1 2 1 2 1 2. Sonne, sonne as hy. Sonne is beter as hy. Ons moet nie so. Hier die een vir die ouetjie. Jy tel hom op. Alles goed? Ja, as hy. Goeiemôre. Welkom. My naam is Tiaan Steenkamp. Ek is die jongste van die Steenkamp familie. Hulle het obviously my gekies om die welkoming te doen, dat ek baie beter lyk as die res, aantreklik. Ek is in die beste shape van my lewe, kan ons sien. Maar ons wil net almal welkom vanoggend en baie dankie sê dat julle hierso is. Dis op 'n tyd wat dit nie so maklik is nie. Maar vandag jubel en juig ons, want ons weet dat my pa Johan, hy is in die hemel saam met ons Skepper. So ek is absoluut dankbaar dat ons almal hierso is en deel kan wees van hierdie amazing tyd dat ons dit by mekaar kan spandeer en om te herinner en in ons gedagtes te hou en saam te wees. Want dis wat hy wou gehad het. So welkom almal, welkom. Ons gaan net begin met 2 liedjies wat baie dierbaar was vir my ma en my pa. Dis van die liedboek, die ouer boek, 512 en 602. Ek het groot geword in die NG Kerk baie jare terug en ek het so 20 jaar laas 'n liedboek oopgemaak, so ek ken nie daai liedjies nie. So ek vra dat almal staan en saam sing. Ek hoop die mense van die kerk kan ons help saam sing en die liedjies lei. Dit is bietjie moeilik vir my en ons jonger gardes hierso. Maar baie dankie dat julle kom. Asseblief staan, kom ons sing saam.
wonder of ons almal die hoofde kan buig. Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Vandag, Here, is vir ons 'n bittersoet dag. Bitter, Here, omdat Johan nie meer saam met ons is nie, maar soet, omdat ons weet waar hy is. En Here, vanmôre wil ons net vir U sê, ons aanbid U, ons vereer U, en ons dank U, dat U met ons is. My gebed, dat U wat die Heilige Gees is, die trooster, saam met die familie sal wees om hulle te troos, hulle te bemoedig en hulle te versterk. En dat in hierdie tyd, Vader, die nagedagtenis van Johan vir ons altyd sal wees, iets om ons te inspireer, vorentoe te lei en nader aan U te laat kom. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ek wil eerstens net sê van my kant af, vir die familie, vir U, en almal, my innige meegevoel. Soos ek sê, dit is 'n bittersoet dag. En die pyn wat ons ervaar, wanneer ons iemand verloor, ek is so 3 jaar terug my eie pa begrawe, so ek verstaan hoe dit is, en hoe dit voel. So, my gebed is dat die Here met U sal wees, ten alle tye, wat ek weet hy is, en U sal bemoedig, U sal versterk. Amen. So, terwyl ek voorberei het, het die Here my gelei na 'n skrif toe, en ek wil begin by Hebreërs 9 vers 27. Dit sê, net soos die mense bestem is, om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Ek het met die Here gepraat, sê, Here, hoekom hierdie skrif, want dis nogal 'n harde skrif. En die Here het op my hart gelê, hierdie skrif, want dit wys ons die twee kante van die mens en sy toekoms. Dit wys dat elke mens, elkeen van ons, elke mens wat in die wêreld is, word gebore in sonde. En elke mens eendag sal sterwe en homself voor God sal moet verskyn. Ons kan glo wat ons as mensdom wil, en veral in ons wêreld vandag glo mense allerlei verskillende goed. Maar is nie ons geloof wat bepaal wat is nie. Dis God wat bepaal wat is. En ons as mensdom moet die knie buig voor God, want ons sal ontvang dit wat God sê. Alle mense verdien om voor die oordeelstoel van God te staan. Ons is gebore in sonde, en dit was die mense se eie keuse om God te verwerp en sy raad te verwerp. En daarom het die mens gekry wat hy self vir homself daar gegee het. Maar ek wil graag na vers 28 toe gaan. En dit is belangrik dat ek hierdie fondasie gelê het, dat ons as mensdom verstaan dit wat ons moet verdien, dit wat ons in is. Sodat ons kan kom by die tweede gedeelte, wat ons nie verdien nie, maar wat ons kan hê. Vers 28 sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde, verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Sien, dis die wonder waar ons staan vandag. As mensdom verdien ons oordeel, maar tog vandag ween ons nie. Vandag ween ons nie in dat ons geen hoop het nie. Inteendeel, vandag is hierdie, wat die Engelse sal sê, 'n celebration. En jy moet my verskoon as ek so nou en dan 'n Engelse woord ingooi, want ek preek altyd in Engels. Maar ons vier eintlik fees vandag. En jy sê vir my, maar hoe so? Dit is omdat Johan, wat die oordeel moes ontvang het vir sy sonde, vergifnis ontvang het,
en nou by Christus is. En dis die wonder van vandag. En dis hoekom wanneer ek sê dis bitter soet, ja bitter, want hy's nie meer saam met ons, dat ons met hom kan praat en dat ons kan hoor maar soet, want ons weet waar hy is. Ons het hier by mekaar gekom, nie om te treur oor 'n man wat voor die regterstoel van God gaan staan nie, maar soos wat vers 28 sê, omdat hy Christus aangeneem het, en toe hy in die hemel kom, het hy verby die regterstoel van God gestap, en saam met Christus gaan sit aan 'n tafel van feesviering. En toe ek nou hierdie voorberei, toe dink ek in my kop, ek wonder hoe lyk dit? Hy het seker in die hemel gekom, en die duiwel het daar gestaan, en dalk ander mense wat nie die Here aangeneem en gesê het, kyk al die dinge wat hy verkeerd gedoen het. Hy moet voor die regterstoel van God gaan staan. Hy moet daar gaan staan, en toe hy stap, toe maak hy sy bors oop, want op sy hart is die naam Jesus Christus, my verlosser, geskrywe. En hy het verby daai regterstoel gestap, en mense het gekyk, en die duiwel het gesê, ek kan daaraan niks doen nie, want hy het sy geloof in 'n verlosser gesit, wat vir hom aan 'n kruis gesterwe het. As 'n mens kyk hoe heilig en hoe groot God is, en jy kyk na die mensdom, dan besef jy, ons verdien nie hierdie saligmaking nie. Ons verdien nie om gered te word nie. Maar tog, watter groot liefde het God die Vader aan ons bewys, dat hy sy seun Jesus Christus na die kruis toe gestuur het, sodat elke ene wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag beerwe. En daarom sê ek, ja, dis bitter soet. Ja, ons sê totsiens. Maar op die ou einde, is dit nie vir ons wat glo in Christus 'n totsiens nie. Vir ons is dit soos die ou Afrikaanse woord sê, tot weersiens. Ons sal jou weer sien, want ons het dieselfde Vader, ons het dieselfde Verlosser, Jesus Christus. En as gevolg van ons geloof in hom, sal ons ook, die dag as ons kop neerlê, wat elkeen van ons gaan, verby die regterstoel van God stap, om aan tafel te gaan sit saam met Christus. En ek wil hê, ons moet lees in 1 Tessalonisense 4 vers 13, al die pad tot vers 18. Hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So as in ons lewe Jesus Christus terugkom, gaan Johan voor ons opstaan om die Here in die hemel te ontmoet. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So wat vier ons vandag? Ons vier die lewe van 'n man wat sy hoop op Christus gesit het. Nie 'n perfekte man nie, maar 'n gebroke man,
soos elkeen van ons gebroken is, wat foute maak, verkeerde gevoelens het, verkeerde gedagtes het, maar wat besef het, hy het 'n verlosser nodig, en daarom sy geloof in sy verlosser gesit het, en as gevolg van sy geloof en hoop, is hy die ewigheid in. As hy nou moes terugkom, jy al gewonder wat sal hy vir ons kom sê? Hy wat nou die grootheid van God gesmaak het, wat God van aangesig tot aangesig kon sien. Die skrif wat sê, ons weet nie wat ons sal wees nie, maar wanneer ons hom sien, sal ons soos hy wees. Hy wat nou daar is, as hy moes terugkom, wat sal hy vir my en vir jou sê? Ons sal wel sê, hy het my lief, hy gee om vir my, maar ek wil vir u dalk iets anders voorlê. Hy sal sê, dien die Here met al jou mag, al jou krag, al jou verstand, want die wonders wat vir jou wag, kan jou brein nie verstaan. Dien die Here, het hom lief, soek sy aangesig, lees sy woord, soek hom, want dit wat vir ons wag, kon ons nooit eers verstaan of begryp nie. En hiermee wil ek klaarmaak. Sy lewe moet wees as 'n inspirasie vir my en vir jou. Dat ek die Here moet dien. Dat ek my lewe voor sy voete moet neerlê, soos wat die skrif sê. Tel jou kruis op, neem jou kruis op elke dag en volg hom. Want die goed wat ons jaag, so wat Salomo sê, is 'n gejaag na wind. Maar kom ons dien die Here. Kom ons eer hom wat voor ons gegaan het, sodat ons eendag ook saam met hom die Here kan dien. Kom ons bid. Hemelvader, watter groot liefde het U vir ons gewys, dat U U enigste seun gegee het, om op 'n kruis te sterwe, om sodoende te betaal vir die sonde, so wat die skrif sê in Korinte. U het hom wat geen sonde gehad het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Dis wat U gedoen het vir ons. U het nie nodig gehad om dit te doen nie. Adam en Eva het gesondig en sodoende die hele mensdom op 'n pad van sonde gesit. Maar U in U groot liefde het U seun gestuur, sodat ons, wanneer ons in hom glo, wanneer ons hom aanneem as ons persoonlike saligmaker, daai selfde vreugde, daai verlossing van ons sonde, die skuldbrief wat teen ons was, opgeskeur kon word, en ons nou kan genoem word, kinders van God. So my gebed is vanoggend, soos wat ons Johan se lewe vier, dat die een ding wat ons regtig waar sal vasgryp, sal wees dat hy in U geglo het. En as gevolg daarvan, hy die ewigheid in is, om saam met Christus en al hulle wat voor ons gegaan het, 'n feesmaaltyd te kan hê. So ek bid, Vader, indien hier enig iemand is, wat sê in hulle hart, ek ken hom nie, dat hulle nou sal sê, ek wil hom my ewige verlosser maak. Ek wil hom aanneem as my persoonlike verlosser, my Here, my koning. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen en amen.
Baie dankie Jurgen, Dominee Jurgen. So ons het groot geword in die NG Kerk in Pinetown, al ons seuns. En ons was Dominee 2 was die dominee gewees daar aangeneem. Het ons tou gewys, het ons fondasie gelei, saam met my pa en my ma, wat ons altyd so mooi gewys het. Sondagskool, al die in die kerk, moenie opstaan nie, los die kelkie uit. En actually daai selfe Dominee 2, sy broer, sy seun, is Jurgen Niemann. So, dankie dat jy kon instaan vandag. Dankie, Dominee Andries is nie hierso nie, so baie dankie dat jy kon instaan. Dit is baie naby aan ons familie. Die Niemann families het ons tot bekering gekry en vir die Here, vir ons gewys wat die Here is en deur my pa gewerk om ons te wys presies wie ons koning is. So dankie baie. Vandag mag dalk nie 'n maklike dag wees nie. Maar ek weet, een van sy wense was dat ons nie net trane afskei vanoggend of vol gebrokenis is en huil en treur nie. Maar actually om sy lewe in dankbaarheid vir die tye wat ons saam kon spandeer, net kon onthou. Om by te staan en bietjie meer gesels oor wie hy was en die goeie memories, die herinneringe, vas te druk in ons harte. En wat ek nou gaan sê is dalk nie die maklikste ding om te hoor nie, maar ek is jealous. Lucky fish. So 8 jaar gelede was my vrou Ashley, haar pa oorlede. En ek onthou, ek het in die kerk gesit en ek het vir haar gesê, yes, jou pa is lucky. En sy was upset. Sy is ongekrap. Hoe kan jy nou sê, yes, hy is lucky? So selfe ding wat ek nou sê, yes, pa is lucky. Vir baie van ons dink dit is bietjie 'n moeilike pil om te sluk as ons sê hy is lucky. Maar wat ek vir julle nou sê is, ek sien uit, en ek wens nie my lewe weg nie, maar ek sien uit vir die dag dat ek voor die voete van Jesus Christus gaan sit. En dat ek so links gaan kyk en sê my pa is ook daar. Dis waarvoor ons pa se doel was in lewe, is om ons tou te wys en te wys wie's die Here. En hy het gedoen met soveel loyaliteit teenoor die kerk, teenoor my ma, teenoor ons familie. En ons sê dankie daarvoor vandag. Dankie vir my pa dat ons die Here kan ken. So omdat ek die sterkste een is in die familie, het hulle my gekies om al die briewe te lees. So eerste is van Corneille af. Corneille is my oudste broer se vrou. Sy het 'n bietjie van 'n poem geskryf. Poem. It's a poem, gedig. Haar sê, sorry. Ek's bietjie Engels vir die afgelope paar jaar. I found you later in my life, not by blood, but by something true. A gentle soul, a steady guide, whose quiet love came shining through. When grief had left my heart unsure, a space once filled, now torn in two, you didn't try to take his place, but gave me room to care for you. You called me Mumphy with a smile, a name that made my heart feel known, and in your voice I felt again that I was never quite alone.
Your kindness wrapped around us all, a shield so soft yet strong and wide. Even in pain, you gave me strength, still asking, how are they with pride? A beautiful heart, that's what you had. One that always put others first. A father in every truest sense, whose love could quench the deepest thirst. Now Friday comes with heavy hearts, and Sunday brings a bittersweet day. But though you're gone, your love remains, a light that time can't steal away. I didn't have you all my life, but oh, how glad I am I did. To call you Dad, to hold your hand, to be your mumfie love amid. Sure. Buddha. Dad may be gone, but his legacy lives on. He taught us to trust God and gave us courage to face life. He was a fighter and a loving, supportive dad. He cooked, carried our bags, and was always there. He's still cheering us on from above. We're not alone and forever grateful for his legacy. Rus en vrede, Pa. Liefde Boeta. Aubrey. My pa, my rots, my mechanic, my sielkundige, raadgewer op wie ek altyd kon staatmaak, om vir my te luister en vir my altyd raad te gee. Al is dit nie altyd wat ek wil hoor nie. True to that. Hy het altyd 'n manier gehad om my kalm te maak in my frustrasie en onsekerheid. Hy het net geweet wat om te sê en wanneer. Dit is nou nie meer daar nie, maar Pa sal altyd in my hart wees. Ek sal altyd Pa se stem hoor wat Pa sê, Aubrey, vat dit net kalm, haal asem. Dis nie nodig om so op jou op te werk nie. Alles gaan oukei wees. Ek gaan Pa baie mis. Maar dis nie baie nie. Dis ek sien Pa later. John, liewe papa, papa, my Jonesy, my daddy. Pa was 'n man van min woorde en 'n droë sin van humor. Seker almal sal dit onthou. Ek sal Pa nooit vir niks verruil nie. Pa was en is vir my 'n ongelooflike voorbeeld. Pa het my geleer wat is om hard te werk, wat regverdigheid is en hoe om tot die einde te fight. Vandag sê ek weer dankie. Want ek dink ek sal dit ooit genoeg kan sê nie. Dankie Daddy vir 44 jaar so ongelooflike liefde, ondersteuning, raad, hulp, bystand en al die opofferings wat Pa vir my en almal van ons gemaak het. Dankie dat Pa so mooi na mamma gekyk het. Dankie dat Pa ons altyd eerste gestel het. Die laaste paar dae was maar rof. Maar dit was 'n voorreg en eer om die laaste paadjie saam Pa te stap. Ek gaan Pa verskriklik mis. Maar ek weet ek Pa is nou saam Jesus. Sonder moegheid en pyn. Ek hernie my beloftes soos ek Pa beloof het. Ek sal mooi na mamma kyk. En ek weet Pa sal daar wees om te help. Ek celebrate Pa vandag vir die ongelooflike man en Pa wat Pa was. Die is nie totsiens nie, maar ons cheers vir eers, Jonesy. Sien Pa later. Lekker doeks. Lief Pa.
So die afgelope week, afgelope jaar of so, was maar 'n moeilike tyd vir paps en vir ons hele familie. Is op en af. En al kan ons nie nou begryp nie, weet ek vir 'n feit, wat die hele plan vir my pa se lewe was al klaar uitgelê vooraf. Ek glo diep in my hart, die Here het 'n plan en doel met elke liewe een van ons lewens. Maar dis ons wat dit moet aanneem, doelbewus aanneem, om in dit te stap. Deel van daai doel vir my pa was, om seker te maak ons stap in daai selfe lig, daai selfe plan van die Here. Ek is ontsettend dankbaar vir die fondasie wat my pa en my ma neergelê het in Christus vir ons. Ek is niks sonder die Here nie. En hulle het dit hulle doel gemaak om seker te maak ons lewe daaroor. Dis ons lewensverhaal. Dan vandag is nie 'n dag om te onthou van die afgelope 2 weke of jaar nie. Vandag is 'n dag om te onthou, om replay te druk oor die goeie herinneringe. Om het vas te maak in ons alledaagse gedagtes. Om te onthou wie hy regtig was. So as jy in ons huis gebly het, en jy het nie 'n paar kouse en gate in nie, of 'n onderbroek wat gate in het nie, was jy nie 'n steenkamp nie. Na die storm, maandag en dinsdag, het ek 'n bietjie tyd gevat om in die tuin te spandeer, want ons swembad was vol blare gewees. En ek kan onthou, hoe om die swembad pomp te backwash, alles skoon te maak. Toe onthou ek my pa. My ander 2 boeties het nie gedoen nie. Ek onthou net wat ek onthou is, in die middag as my pa van die werk af gekom het. En hy het by die huis gekom, sy swembroek aangetrek op warm dae, afgestap, in die swembad gespring. Niemand uitgenooi om saam te swem nie. En teen die tyd wat ons onderkom, is hy klaar geswem. En ek kan mooi onthou, elke keer as hy uit die swembad uitklim, wil hy net die dag se sweet, die dag se harde werk afwas. En hy het so van die ding gedoen, wat hy altyd uit die water uitkom en hy dryf sy gesig so vinnig. Ek is nou klaar geswem. Ons het nie tyd gehad om te swem nie. Huiswerk. Ek het ook 'n bietjie in die tuin gewerk toe. Ek weet my pa het tuindienste gehad en hy het my geleer om die brush cutters reg te maak. Ek onthou ek het een keer by die huis gekom van skool af. My pa was besig in die garage gewees en hy het so 'n gasstoofie gehad en het die hele brush cutter of die grasmasjien uitmekaar het gehaal en het op die braai gesit terwyl hy die vlamme nou aan was. En ek vra vir hom, pa, wat doen jy? Kan ons nou nie die brush cutter se head braai nie, wat gaan ons doen met dit? Hy sê nie, as aandete vanaand. Meanwhile, 'n paar jaar later, toe ek nou 'n bietjie groter was, toe sê hy, nee, dit net warm gemaak, dat hy al die goed kon mooi skoon maak en alles. En ek het van daai tyd af gedink, eers gaan nou vanaand, gaan ons nou 'n bietjie brush cutter eet. Ons lag, toe Aubrey se brief gelees het, toe sê my pa my mechanic. Ek onthou een keer, ek saam met my pa in die kar geklim, want Aubrey se kar het gebreek. In St. Lucia, in La Lucia Mall, daar by La Lucia Mall. En toe ons daar kom, toe sien ons dat die kar is nie eintlik gebreek nie. Daar's net nie petrol in nie. Ek onthou ek die van die oomblikke van ons gesin, waar ons debonaires het net uitgekom, die pizza plek. En ons het debonaires georder.
En my pa het met die debonaersboks op sy skoot gesit. Met die broodmes het hy die stukkies opgesny en ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die broodmes wou hy net in die boks insteek. En soos hy op sy skoot sit, druk hy die broodmes reg deur die boks. Sny net so 'n groot gat in die bank. Kon dalk anders gewees het. Ek onthou langs elke rugbyveld cricketveld. Ek was ook 'n rugby referee gewees by 'n tydjie. So was altyd 2 referees op die veld gewees. Ek en hy het almal in toom gehou. Sjoe. Ek sien jy veel onthou nie. Ek onthou die Datsun. Ek onthou sy onderarm spin bowling. Ek onthou sy belt. Toe ons stout was, ek onthou die in die kerk se houtbanke. Moenie al die wyn drink nie. So ek wil almal aanmoedig wat hier is vandag. Dink aan wat mooi was. Soos julle hom kan onthou, dit wat hy vir ons gegee het, hou vas daaraan. Hou vas in die mooi tye. Want dis wat hy sou gehad het. Hy het ewen gesê, moenie mense uitnooi in die kerk toe nie, moenie 'n partytjie hou nie, moenie eet goed daar hê nie. Laat maar net gaan. En hy is altyd daai tipe persoon gewees, hy wou nie 'n las gewees het vir enigiemand nie. Maar ons staan hier vandag in eer. Nie wat jy wou gehad het nie, wat ons wil hê. Ons wil baie sê. Tot weersiens sê. En mams, is dalk nie maklik nie. Maar die man het jou baie lief gehad. En ons is vandag wie ons is gevolg van ma en pa. Dankie vir almal wat 'n impak gehad het in my pa se lewens en dankie vir almal wat bereid was om te geluister het vir my pa. Dat hy 'n impak op julle lewe ook kon gehad het. Ek wil net 'n paar dankies sê. Eerstens dankie vir Dr. McLeaf, my pa se onkoloog en die staf at Hopelands. Tyrone en die team van ER24, dink hulle het my pa al meer as 'n handvol tyd gaan optel, dieselfde persoon. Ek moet sê dankie vir die kerk, die tannies by die kerk, Dominee Andries, Quentin, Paul, baie dankie dat julle hier was vandag, Jurgen, Chris en Penny, wat van ver af gekom het. Also just want to say a big thank you. To the Harper family.
My dad was forever grateful for what you've done for him. For the years that he spent with you guys. He did everything at 110%. And not because he had to, but because he wanted to. Because of who you and your family were. Dave, Mark, you guys were pillars of strength next to my dad, even till the end of these days. I just want to give you a massive shout out. Thank you. Thank you for what you've guys done for my dad. There will always be this connection with our families, and I just appreciate you guys. You meant a lot to him. And thank you. Ek wil ook dankie sê vir al die buurmanne, buurvroue, almal wat daar was, deur die dik en dun. En wil ook baie dankie sê vir al die blomme, die boodskappe, die oproepe, die support. Ons familie waardeer dit regtig baie. En wil ek dankie sê vir John. Hy was die enigste seun wat in die mediese rigting gegaan het. So hy het medies gestudeer, so ons het hom gelos, sodat hy baie na ons pa kyk. Val teen die einde van die tyd. Maar die afgelope jaar waar hy so gesukkel het, was jy altyd daar. Wat ons nie kon doen nie, jy gedoen. So dankie. Dankie vir even die laaste paar dae. Dankie dat jy die wetpipe gevat het. Ja. En dan dankie vir ma. Die afgelope tyd was nie maklik nie. Maar wat ma gedoen het is meer as wat pa ooit kon verwag. En ek seker hy staan nou daar en hy sit iewers of hy kyk neer op ons. Met sy sin van humor lag hy. Maar ook met 'n hart van baie dankbaarheid. Sê, Bets, dankie vir alles. Dankie vir alles. Ek wil afsluit met 'n gebed. Sodat ons Daddy, Jonesy, pa, oupa groot, tot weersiens kan sê. En net die Here dank vir al die jare wat ons saam kon spandeer. So kom ons staan. Kom ons almal staan. Kom ons bid saam. Olivier, Papa Vader in die hemel. Ons dankie vandag, Vader. Dankie vir die tyd. Dankie vir die lewenslesse. Dankie dat U ons U liefde gewys het deur my pa, deur Johan. Dankie dat ons sy lewe kan vier. Dankie dat ons kan onthou. En Heer, dit is tot weersiens, Vader. Dankie dat ons weet, hy is saam met U, en nie sal hom oppas, en hom gebruik daarbo in die hemel.
En dankie dat U sal ons troos hier op aarde, Heer, al moeilik raak dit baie keer. Ek weet U is by ons. Dis net in groot dankbaarheid, Heer. Dankie. Dankie vir sy lewe. Dankie dat U hom gebruik het om ons almal aan te pak, Heer. En dankie dat U hom gebruik het om U vir ons te wys. Ons loof U en ons prys U in U groot naam. Amen. Amen. Julle kan maar sit. Ons het 'n bietjie van 'n slideshow wat ons gaan speel. Klank is nie baie hard nie, maar vat julle tyd. Vat julle tyd om baie te sê. Vat julle tyd om te treur. Vat julle tyd om met mekaar te gesels. En daarna kan ons almal lekker teenkoffie hier daar agter, ietsie om te eet. Né? En 'n strawberry milkshake van Jonesy. So wanneer julle reg is, wanneer julle wil gaan, voel gerus. Dankie. Ja,
Dit so. Oh. Dankie. Plesier. Baie dankie. Dankie. Dankie.